Maar die vraag bly, is ons gelukkig? Geniet ons die lewe en dit in oorvloed? Het ons 'n oorvloedige lewe of is ons net gelukkig materialisties? Het ons net genoeg kos? Kan ons net gemaklik lewe om KFC daarom te koop tot aan die einde van die maand sal ons pay alright, ons sal deurtrek. Ons kan so 2 of 3 keer by McDonald's ook stop in die maand of wat, maar ons sal okay wees. Is ons gelukkig materialisties of geniet ons lewe en dit in oorvloed? Want lewe en dit in oorvloed, hierdie oorvloed wat Jesus hier vir ons beloof is soveel meer as materialisme. Dis soveel meer as ons het op die myn het ons 'n sekere standaard gehad wat ons support moes insit. Nou hoe dit gewerk het is jou supportstokke, jy het sulke stokke gehad wat jy ingesit het op die myn. Dit is wat die aarde bo jou gehou het, dat die aarde nie op jou val nie. Maar hoe dit gewerk het is, jy was gemeet aan die einde van die maand het hulle kom kyk, hoe is jou support, dan was jy gereid uit 'n sekere persentasie oor wat jou support, hoe lyk jou support, hoe is jou sweepings, is al die goudstof uit of is daar nog goudstof, en al daai goeders word gemeet, maar jou standaard vir jou support was nogals hoog geweest. Dit was die hoogste standaard geweest waar volgens hulle jou gemeet het. Nou vir jou om daai support mooi in te moes sit, moes jy 'n reguit lyn trek teen die hang, teen die dak bo jou, en jy moes jou stokke ingesit het op daai lyn om dit mooi presies reguit te hê. En daar was by die standaard, by die reguit wees, was daar nog 'n standaard wat sê die stokke moes 1.5 meter uitmekaar uit gewees het van bo tot onder. Van voor tot agter moes dit 1 meter uitmekaar uit gewees het. Nou ek en my span saam wie ek gewerk het daai tyd het geglo dat safety ons eerste value is. Ons het geglo ons gaan above and beyond. Ons het dit 1.2 meter uitmekaar uitgesit, daar waar dit 1.5 uitmekaar het. Daar waar dit 'n meter moes vorentoe gaan het, ons het 800 vorentoe gevat. Ons het gesorg dat ons ver binne die perke is van wat die safety is, want dit het vir ons tot voordeel getel. Dit het vir ons 'n beloning ingehou aan die einde van die maand as ons goeie punte kan skoor. Nou hulle gaan jou nie goeie punte, hulle gaan jou nie slegter punte gee as jy meer doen, as jy beter doen om die plek veilig te hou nie. So hulle het vir ons goeie punte gegee altyd. En in dit het ons, wanneer ons geblaas het ons target altyd amper met 'n dubbel, het ons dit amper verdubbel wat ons target was van dit wat ons geblaas het. Want ons het in ons werksplek, het ons geglo ons moet simple standards en no repeats toepas in ons werksplek. Nou die no repeats wat ons toegepas het, was om die stokke almal nader aan mekaar te sit as wat van ons verwag word. En die simple standards het ons ventilasie ingebring tot by ons, dat dit nie te warm is vir jou om te werk nie. Maar dat jy ventilasie het daar by jou, daar's lekker wind wat op jou waai, dit is warm, maar dit is nie so warm soos in ander plekke nie. Dit het jou dalk 10 minute ekstra gekos elke dag om jou ventilasie vorentoe te vat en om ekstra stokke in te sit. Het jou dalk 10 minute ekstra gekos elke dag, maar ons het lekker gewerk, ons het gemaklik gewerk, gemakliker gewerk as wat die meerderheid van die ouens gewerk het. Ons veiligheid was op standaard gewees, bo standaard gewees. En met hierdie simple standards en no repeats wat ons toegepas het daarso, was zero harm, was net die uiteinde gewees van dit. Ons het zero harm, het ons deurgetrek, vandat ek op die myn begin het, in my crew het ons nog nooit iemand gekry wat met 'n stretcher moes uitgedra geword het, wat saam met my gewerk het. Ons het nooit iemand gehad wat seer gekry het, so ernstig. Die ergste wat ons seer gekry het, dink ek was ek gewees wat 'n klip op my rug geval het en ek het 2 steekies gekry. En dit was die ergste wat in ons paneel gebeur het, want ons het safety geprioritiseer. Ons het dit voorgesit en ons het simple standards en zero harm, simple standards en no repeats het ons toegepas in dit. Maar met dit saam, en die sentare wat ons geskiet het ons geskiet. Ons het daai call bereik, ons het ons target verdubbel, omdat daar ventilasie was. En omdat ons veilig kon werk, kon ons sentare, ek praat van sentare, dis myn taal, kon ons target gereach het en dit in oorvloed. Ons kon baie van ons target gereach het. Meer as dit, as gevolg daarvan,
omdat ons nie die hele tyd moes teruggaan en weer regmaak en teruggaan en weer regmaak. Ons het van die begin af het ons alles reg ingesit soos wat dit moet wees op standaard. En ons het geluk gekry uit dit uit. Want aan die einde van die maand, as jy die hoeveelheid square meters wat ons geskiet het, het jy bonus gekry. En as jy bonus gekry het, hoe meer jy verby jou target gegaan het, hoe meer het jou bonus geword. Hoe meer persentasie jy gekry het vir jou support wat ingesit het, hoe meer het jou bonus geword. En dan as jy by 'n sekere vlak uitgekom het, as jy 'n sekere hoeveelheid Centauri, 'n sekere hoeveelheid squares geskiet het, dan het jy 'n skaap ook gekry as crew. En ons was 8 in die crew gewees, die teamleader en 7 van die mense onder die teamleader. Dan het ons 'n skaap gekry wat ons kon deel tussen mekaar. En dan was ons gelukkig geweest. Kyk, as dit einde van die maand gekom het, ons het Centauri geskiet, ons het dit gekry, dan was ons gelukkig geweest, ons was in die pound seats geweest, ons was baie bly geweest oor dit. Dit het vir ons geluk gebring, want almal van ons in die lewe, elkeen van ons soek geluk. Elkeen van ons wil geluk hê en ons is besig met hierdie reeks wat ons noem Myn Reels. En ons sê dit elke Sondag aand. Die reeks waarmee ons besig is Myn Reels, 'n praktiese gids tot 'n Christelike lewe. En die 3 safety reels wat ons behandel is no repeats, simple standards en zero harm. Dit beteken 3 fingers of the mind, maar sê vir die persoon langs jou in Vanagalo, 3 fingers of the mind is 3 uminwe kalomain. 3 uminwe kalomain. Ons het die tongknoper, ons het hom, maar ons weet wat dit is. Dit is no repeats, simple standards en zero harm. As jy nie doen wat jy in die verlede gedoen het ons deur hierdie reeks gesê, jy draai weg van jou ou lewe af, jy volg simple standards deur net by Jesus se voete te sit, net jou Bybel te lees, te bid elke dag, stil te raak voor die Here, so eenvoudig soos wat dit kan kom, dat tot die kleinste van kinders dit verstaan hoe om net by Jesus se voete te sit en net by hom uit te kom. Dan is zero harm die uiteinde daarvan. En ons het gesê, zero harm gee ons die titel lewe en dit in oorvloed. En die tema van vanaand is, hoe gelukkig is jy? Hoe gelukkig is jy werklik? Want elkeen van ons wat hier sit, soos ek gesê het, wil gelukkig wees. We all want the good life. Ons wil almal in die pound seat sit, ons wil almal 'n gemaklike lewe leef, waar ek ten minste KFC kan koop, en nie hoef te worry dat ek einde van die maand nie gaan geld hê nie. Ek wil daarom gemaklik deur die maand kan kom. En almal van ons soek dit. Almal van ons soek hierdie good life, waar ons ten minste 'n goeie kar het, wat ons nie langs die pad gaan laat staan nie, dat ons lekker kan ry. Dis begeertes wat ons het en ons wil 'n huis hê waar ons kan bly en ons wil al hierdie goed hê. En die ryk mense in ons samelewing het al hierdie goed en geniet al hierdie goed. En ek wil net sê, jy klassifiseer as ryk as jy meer kos in jou huis het as wat jy vanaand kan klaar eet, dan word jy geklassifiseer as ryk. So net daar buite, hier sit baie van ons wat ryk is vanaand, wat hierdie lewe geniet, wat geniet die good life, die lekker lewe geniet. En ons voel ons is baie gelukkig. En ons voel baie gelukkig. En hierdie goeders bring vir ons baie geluk. Dit maak ons gelukkig. En dit bring vir ons 'n klein bietjie geluk, maar ek wil eintlik vra met my tema vanaand, die eintlike vraag moenie wees hoe gelukkig is jy nie, maar hoeveel van ons het 'n lewe en dit in oorvloed? Hoeveel van ons kan werklik sê ek het lewe en dit in oorvloed? Johannes 10 vers 10, die tweede gedeelte in die Nuwe Lewende Vertaling sê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê. Ja, sodat hulle dit oorvloedig het. Die King James sê dit vir ons mooi, die Engels sê dit net vir my mooi, dit sê, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Jesus sê, hy het hier gekom. Hy sê, dis die rede dat hy gekom het, om vir ons hierdie lewe te gee, 'n lewe en dit in oorvloed. Maar die vraag bly, is ons gelukkig? Geniet ons die lewe en dit in oorvloed? Het ons 'n oorvloedige lewe, of is ons net gelukkig materialisties? Het ons net genoeg kos? Kan ons net gemaklik lewe om KFC daarom te koop, tot aan die einde van die maand sal ons pay alright wees, ons sal deurtrek, ons kan so 2 of 3 keer by McDonald's ook stop in die maand of whatever, maar ons sal okay wees. Is ons gelukkig materialisties of geniet ons lewe en dit in oorvloed? Want lewe en dit in oorvloed
Hierdie oorvloed wat Jesus hier vir ons beloof is soveel meer as materialisme. Dis soveel meer as dit wat jy aan het, as dit wat jy ry, as dit waarin jy sit, as jy by jou huis is. Dis soveel meer as dit wat ons met menslike standaarde kan meet. Hierdie lewe en dit in oorvloed is 'n geregtigheid voor God. Is om te weet, met 'n sekerheid in my hart, ek staan reg, my saak met God is reg. Dis lewe in oorvloed. Om te weet, ek is regverdig. Ek staan geregtig voor God. En weet ons dit vanaand? Weet ons dat ons geregtig staan voor God? Ons is so 'n bietjie meer as 'n jaar terug op 'n roeitoer. En my oom Henny van Vreden, baie van julle ken hom, is saam met ons op die roeitoer. En een van ons gidse op hierdie roeitoer vra oom Henny daai aand voor. Hy vra vir hom, as jy vanaand iets moet oorkom en jy sterf vanaand, weet jy waar jy jou oë gaan oopmaak? En die ouetjie antwoord hom, hy sê, eintlik kan nie een van ons regtig weet, nie een van ons kan met sekerheid weet waar ons oë gaan oopmaak nie, antwoord die ouetjie. En baie van ons sit hier vanaand en ons antwoord is dalk dieselfde. Nie een van ons kan met sekerheid sê, ek weet waar ek my oë gaan oopmaak, as ek vanaand moet sterf nie. Nou, mense sê vir hom, nee Pel, ek weet waar ek my oë gaan oopmaak, sonder twyfel, weet ek waar ek my oë gaan oopmaak, en jy kan dit ook weet, en dis wat lewe en dit in oorvloed is om te weet, dat ek enige oomblik kan gaan, en as ek my oë oopmaak, gaan ek my verlosser, my saligmaker, die een wat dit vir my moontlik gemaak het, die enigste een wat dit vir my moontlik gemaak het, van aangesig tot aangesig aanskou. Ek gaan hom sien vir wie hy is in sy volheid, en ek gaan wees 'n mens in 'n verheerlikte liggaam. En dis lewe, en dit in oorvloed. En dit is tot elkeen van ons se beskikking. Elkeen van ons het access na hierdie lewe, en dit in oorvloed. Ons het net nodig om ja te sê vir Jesus. Want hy het alles alreeds vir ons gedoen. Die woord sê, as ons met ons hart glo, en met ons mond bely, dan sal ons verlos word. Nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van dit wat hy gedoen het. Dit verg net dat ons moet glo in dit wat hy vir ons gedoen het. Paulus, wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het, hy het nie in materialisme baie gehad nie. Hy het nie die nuutste donkie van die dag gehad, met die mooiste saal op die donkie se rug, met die mooiste skoene, met daai sterretjies wat so kan draai in die ronde nie. Hy het nie al hierdie besittings in die materialisme gehad nie. Paulus, wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het amper niks gehad nie. Hy het 'n eenvoudige lewe gelei, waar hy 'n tentmaker was, waar hy hard gewerk het om sy geld bymekaar te maak. Maar hy het nie 'n klomp materialisme gehad nie, hy het dit ook nie nagejaag nie. Hy het dit ook nie gesoek nie, hy was skatryk gewees, al was hy brandarm gewees. Hy was skatryk gewees in sy kennis en in sy verhouding met Jesus. Hy was skatryk met dit van die hemel, en dalk nie van dit met dit hier op aarde nie. En Lukas 12 vers 21 sê vir ons, ja, 'n mens is 'n dwaas, as jy net aardse rykdom versamel, maar nie 'n ryk verhouding met God het nie. Paulus het hierdie tipe van rykdom bymekaar gemaak. Hy was skatryk by God gewees. En hierdie rykdom van hom het hy 'n naam gegee. En hy het 'n klomp boeke in die Nuwe Testament geskryf, maar as hy 'n boek moes skryf oor hierdie rykdom wat hy beleef het, sou die boek se titel gewees het, om Christus Jesus, my Here te ken. Dit sou die titel gewees het van Paulus se boek, as hy 'n boek moes geskryf het oor hierdie lewe, en dit in oorvloed, om vir die mense te bewys hoe skatryk hy is, nie met materialisme nie met dit wat die wêreld kan bied nie, maar dit wat God kan bied. Hoe skatryk hy is, sou sy titel gewees het, om Christus Jesus, my Here te ken. En dit sou die titel van sy boek gewees het. Filippense 3 vers 8 sê vir ons, ja, om Christus, is Paulus wat hierdie skryf, hy sê, ja, om Christus Jesus, my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as verlies beskou. Terwille van hom, het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan kry. Vir Paulus was lewe in oorvloed, om Jesus te ken. Dit is die essence van sy lewe
en dit in oorvloed gewees. En Jesus kom in Johannes 10 en hy sê vir ons dat hy is die deurwagter. Hy is die deur waardeur jy moet gaan om hierdie lewe en dit in oorvloed te geniet. Hy is die een na wie toe jy moet gaan om dit te geniet. En wanneer Jesus dit sê, dan verkondig hy homself eintlik. Hy is eintlik besig om homself in hierdie oomblik te verkondig, want om 'n Christen te wees is soveel meer as om net te gehoorsaam dit wat Jesus elke dag vir jou sê. Dis soveel meer as om net te doen wat die Bybel vir jou altyd sê. Om 'n Christen te wees is soveel meer as dit. Om 'n Christen te wees is Jesus Christus homself, is in die wete, die oortuiging dat ek ken hom. Ek ken hom en hy ken my. Daai oortuiging en daai wete is soveel meer. Ek hoor een keer 'n man wat sê, hy kan nie 'n selgroep lei nie, want hy self weet nie wat is reg en wat is verkeerd, so hoe gaan hy iemand anders leer wat is reg en wat is verkeerd? En dis nie wat Christendom is nie. Dis nie wat lewe en dit in oorvloed is nie. Dis nie om te weet wat reg is en wat verkeerd is nie. Dis om te weet dat ek ken hom. Ek ken hom wat my verlos het. Ek ken sy naam. Ek ken sy krag. Ek ken hom persoonlik. Hy ken my en ek ken hom. Hy is in my en ek is in hom. En dit is lewe en dit in oorvloed. Nie 'n boksie om af te tik nie, nie 'n klomp reëls om na te kom nie. Dis om te weet wie Jesus Christus is. En hy is die enigste deur. Hy is die enigste weg na hierdie lewe en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 7 sê, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hy gebruik hierdie woorde voorwaar, en die Bybel is geskryf dat wanneer hy 'n woord so repeat, wanneer hy hom 2 keer sê, voorwaar, maak dit ons attent op dit wat nou volg. Dit wil vir ons eintlik sê dat hierdie wat nou hierna kom, is baie belangrik. Jy het nodig om goed te luister, jy het nodig om mooi te luister na dit wat hierna kom, en dit wat hy hierna sê is, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Daar is nie 'n ander deur vir ons na hierdie lewe en dit in oorvloed toe nie. Hy is die enigste deur. En in daai tyd toe Jesus geleef het, het die skaapwagter sy skape gevat in die weiveld in. En as hulle in die weiveld was, het die skaapwagter, as hulle deur ver is, het hy 'n omhulsel gebou waar niks kan inkom nie, met 'n nou deur vir die skape om in te kan gaan. En dan vanaand as hy gaan slaap, dan slaap hy, dan is hy die hek van hierdie deur, dan slaap hy voor die deur, om seker te maak dat geen vyand, geen wolf, geen dief hier kan inkom, om te kom steel, te slag en te verwoes die skape wat in sy kraal is nie. En dit is wie Jesus vir ons is. En dit is die covering, dit is die beskerming wat ons geniet in hierdie lewe en dit in oorvloed. Dus daar's 'n deurwagter en die vyand het nodig om eers deur hom te kom voordat hy by my en jou kan uitkom. En dis lewe en dit in oorvloed. Is om te weet, is om oortuig te wees in my hart dat die beskerming vir my is meer as dit wat teen my is. My omstandighede, my materialisme, of ek alles het en of ek niks het nie. Dit maak nie saak nie, want daar's een voor die deur. Daar's 'n hekwagter wat staan, wat 'n omhulsel gebou het vir my om in te kan gaan, om sy veiligheid te kan geniet, om sy beskerming te geniet, om sy covering te geniet. Die een wat in my is, sê Johannes 4 vers 4, is sterk. 1 Johannes 4 vers 4 sê, is sterker as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, hy wat voor die deur staan, hy wat die deurwagter is tot my lewe, is sterker as wat ook al dit is wat ek in die oë staar. En elkeen van ons kan daai lewe en dit in oorvloed geniet. Ons het nodig net om ja te sê vir Jesus. En jy kan oortuig wees vanaand. Jy kan vanaand oortuig wees dat as jy jou oë toemaak, as jy vanaand moet sterf, kan jy oortuig wees waar jy jou oë gaan oopmaak. Die woord sê vir ons moet net sy naam aanroep. Ons moet hom net bely met ons mond en in ons harte glo. Dan geniet ons hierdie lewe en dit in oorvloed. Dan is ons 'n deel van sy kudde. Ons is in die omhulsel wat hy gebou het. En hy is die skaapwagter wat voor die deur wag hou. En geen vyand kan by hom verbykom nie. Geen vyand is sterker as Jesus Christus nie. Niks omstandighede, niks materialisme, niks tekortkominge, niks kan verby Jesus kom. Niks sal jou tref wat te groot is vir jou om te hanteer nie. Want Jesus Christus staan voor die hek. En dit wat inkom, moet eers deur hom kom. En dis die covering wat ons geniet. Dis die beskerming wat ons as kinders van God geniet. En hierdie wete en hierdie sekerheid is wat vir my lewe en dit in oorvloed gee.
is om te weet dat ek nie heeltemal uitmekaar uitgeruk kan word nie. Omdat ek in Jesus Christus is, kan kom wat wil. Dit kan my nie uitmekaar uitruk nie. Want hy wat in my is sterker as hy wat teen my is. So dit kan kom, die storms kan kom, maar ons kan staande bly, want ons weet wie hy is. Ons kan 'n lewe en dit in oorvloed geniet, omdat ons weet wie hy is. En Paulus, hy was brutally abused geweest. Paulus was in die Nuwe Testament aangerand. Hy was met stokke geslaan. 2 Korintiërs 6 vers 5 sê vir ons, onder katshoue, in tronke, in oproere, in uitputtende arbeid, in slapelose nagte, in hongersnood. Paulus het geweet wat dit is om swaar te kry. Hy het geweet wat dit is om geen materialisme te hê nie, maar steeds het hy geweet ook wat dit is om lewe en dit in oorvloed te hê, te midde van al hierdie chaos, te midde van al hierdie verdrukking, te midde van alles wat hy moes deurgaan, het hy nog steeds geweet wat lewe en dit in oorvloed is. So jy sit dalk hier vanaand en daar's storms in jou lewe. Jy vat houe in jou lewe. Die lewe kom en dit maak jou seer. Jy's bekommerd oor jou toekoms. Jy weet nie waarheen dit gaan lei nie. Jy weet nie wat is die volgende stap nie. Jy weet nie wat gaan gebeur in daai verhouding nie. Jy weet nie hoe jy hierdie huwelik uit die dood uit kan red nie. Jy weet nie hoe jy tot môre gaan kom nie. Dit voel vir jou of jou lewe uitmekaar uitval. Daar's 'n skaapwagter wat staan en wag hou. En wat ook al in wil kom, moet eers verby hom gaan. Daai omstandighede, dit wat jou so angstig maak, moet eers verby hom kom. En die woord het ons beloof, dat geen versoeking ons kant toe sal kom, wat ons nie kan weerstaan nie. Dis wat die woord ons beloof. So wat jy ook al face, dit moet eers deur Jesus gaan. Paulus, alles wat hy geface het eers deur Jesus gegaan. En dis hoekom hy kon skryf, Filippense 4 vers 13, terwyl hy in die tronk is, kan hy skryf, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. En nie deur my eie krag nie, maar deur hom wat my krag gee. Paulus sit in die tronk. Dis nie die tronk wat ons ken vandag nie. Dis nie die tronk wat 'n plasma TV het, of waar jy kan studeer, of waar jy allerhande goed het, waar jy voordele het nie. Die tronk waarin Paulus homself hier bevind, is 'n broeteltronk. Is onder in 'n put, waar daar nie regtig ventilasie kom nie. Dis onder in 'n myn, dis soos in die myn sonder ventilasie. Dis waar Paulus homself bevind en hy skryf, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Te midde van walglike omstandighede, geniet Paulus nog steeds die lewe en dit in oorvloed. Geniet hy nog steeds 'n verhouding met Jesus, skryf hy nog steeds aan 'n gedeelte van die Bybel, terwyl hy in die tronk is. En ek weet nie hoe lyk jou tronk nie. Ek weet nie hoe lyk jou omstandighede of dit waarin jy sit nie, maar ek kan vir jou sê vanaand met groot oortuiging. As ons simple standards en no repeats in ons lewe toepas, kan ons versekerd wees dat die lewe en dit in oorvloed ons deel sal wees. Ons kan versekerd wees dat al sit ons in 'n tronk, al is ons vasgevang, al is daar goed in jou lewe wat jou angstig maak, ons nog steeds die een ken wat al daai goed oorwin het. En in die wete en in die oortuiging dat ek hom ken, is dit vir die moeite werd om deur hierdie swaar kry te gaan, deur hierdie omstandighede te gaan, want ek weet, die woord sê, dat as ons volhard deur die verdrukking, dat ons geloof groei. So ek weet dat dit wat ek in die oë staar, eintlik net 'n uitdaging is. Eintlik is dit net die volgende stappie vir my geloof om verder te stretch. Eintlik is dit net die volgende stappie vir my om meer van hierdie lewe en dit in oorvloed te geniet. So ek wil jou vra vanaand, en ek wil afsluit met hierdie vraag, is hoe gelukkig is jy? Hoe gelukkig is jy? En nie wat het jy wat jou gelukkig maak nie, maar hoe gelukkig is jy werklik? Ken jy hom wat vir jou die lewe en dit in oorvloed gee? Is alles in jou lewe gemors, behalwe om Christus Jesus as bate te hê, om Christus Jesus te ken? Of is daar goed in jou lewe wat vir jou belangriker is as Jesus Christus? Is daar goed in jou lewe wat jy bo hom sit, op wat jy meer afhanklik is as op hom?
as ons enigste bate Jesus Christus is, kan ek nou al vir julle sê, lewe en dit in oorvloed, wat nie met enigiets in hierdie wêreld uit te waai het nie, 'n lewe en dit in oorvloed, sal jou deel wees. Ek weet ek het gesê ek gaan nou afsluit, maar die Here herinner my nou aan 'n storie. Ek staan eendag en ons is besig om te aanbid. Ons is besig om te worship. By 'n klein dogtertjie van 4 of 5 jaar oud se begrafnis. En ons worship by hierdie begrafnis, en my hart is seer vir hierdie ouers. My hart is seer oor hierdie dogtertjie. En ons staan in worship, en ek word so oorweldig in die wete van Jesus. Ek word so oorweldig in die teenwoordigheid van die Here, dat die gebed op my hart is, Here, U kan alles vat. U kan alles vat, stroop my leeg, as ek hierdie, wat ek hier beleef, permanent kan beleef, stroop my leeg. En dit is wat lewe, en dit in oorvloed is. Dis wanneer ek sê, alles wat ek het, maak nie saak hoe belangrik dit is in my lewe nie. Maak nie saak hoe hoog ek dit ag nie, maak nie saak hoe lief ek vir daai persoon is nie. As ek Christus Jesus nie as bate het nie. As Christus Jesus nie die enigste, die hoogste bate is nie, kan ek nie lewe en dit in oorvloed geniet nie. Hy het nodig om die hoogste bate in jou lewe te wees. Hy het nodig om die hoogste bate in ons lewens te wees. Ons lewens moet 'n storie wees van die titel wat sê, om Christus Jesus, my Here te ken, is bo alles. Belangriker as alles in my lewe. En ons het nodig om dit te soek. Simple standards, no repeats. Draai weg uit jou ou lewe uit. Moet dit nie try overcomplicate nie. Kom net by die Here uit. Wees net by hom. Wees net by hom. En hy sal vir jou lewe in dit in oorvloed gee. Hy sal dit vir jou moontlik maak. En as jy net nou op jou hart gevoel het, jy wou vorentoe gekom het, en jy het nie vorentoe gekom nie, want jy is dalk skaam, of jy voel dalk, jy wil nie hê iemand moet sien jy kom vorentoe nie. Moenie huis toe gaan vanaand, as jy nie oortuig is in jou hart nie. Moenie huis toe gaan vanaand, as daar iets is wat jou vashou nie. Kom sien een van ons na die tyd, dat ons saam met jou kan bid, dat ons die Here saam met jou kan vertrou, om wat ook al dit is wat jou vashou, dit wat die lewe en dit in oorvloed by jou steel, dat hy dit sal kom verwyder uit jou lewe uit. Want daai selfde Johannes 10 vers 10 sê, die vyand, die dief, het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En dis sy mission met jou lewe. Dis sy ultimate mission, is om te kom steel, te kom slag en te kom verwoes, dit wat God vir jou wil gee. Maar Jesus sê, hy het gekom om vir ons lewe en dit in oorvloed te gee. So moenie huis toe gaan vanaand, as jy nie 'n sekerheid het in jou hart, heel eerstens, as jy nie 'n sekerheid het in jou hart, dat jou saak met God reg is nie. As jy nie 'n sekerheid het in jou hart, dat as jy jou oë toemaak vanaand en jy sterf, waar jy jou oë gaan oopmaak nie. As jy nie 'n sekerheid het nie, moenie huis toe gaan vanaand nie. Kom hier na ons toe, laat ons saam met jou bid, dat jy 'n sekerheid kan hê, oor waar jy jou oë gaan oopmaak. En as daar goed is in jou lewe wat jou vashou, moenie huis toe gaan nie. Laat ons saam met jou bid. Vader, dankie. Dankie dat U Jesus gestuur het, sodat ons lewe en dit in oorvloed kan geniet. Dankie Here dat die enigste pad na hierdie lewe en dit in oorvloed, is om U te ken, is om te weet wie U is. Here, so my gebed vir elkeen van ons, is dat ons U sal ken, dat ons lewensdoel dieselfde sal wees, as die lewensdoel van Paulus. En dit is, om Christus Jesus, ons Here, te sal ken. En Here, dankie, dat U genade vir ons so groot is, dat ons nie hoef te perform vir dit nie, maar Here, dat U dit vir ons gee, dat U vir ons die access gee daarna. En ek bid, Here, dat no repeats, simple standards, en zero harm,
regtig in ons lewens 'n verskil sal maak. Here, mag ons na hierdie reeks 'n verandering sien, nie net in ons kerk nie, maar ook daar waar elkeen van ons beweeg. Omdat U gekom het, en U ons ontmoet het, en U ons verander het, en ons hierdie lewe in oorvloed saam met U kan hê. So dankie dat ons dit mag hê. Dankie dat ons dit mag vra. Dankie dat ons mag sê, Here, dat U op die troon sit, want U het die dood oorwin. En dankie, Here, dat ons lof aan U kan bring. En ek vra, Vader, dat U verheerlik sal word deur elkeen van ons se lewe. Dat U verheerlik sal word vanaand en elke dag deur elkeen van ons se lewens. In Jesus se naam. Amen.